Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug by die Groot Ontbyt. Dit is tyd vir volgens krantbesprekings en Palesa Matlala sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Palesa. Goeiemôre julle. Palesa, ons begin met 'n kwessie wat ek dink baie Suid-Afrikaners moontlik bekommerd gaan hê en dit is 'n dieseltekort. So Suid-Afrika kan nou binnekort met hoër dieselpryse asook moontlike plaaslike dieseltekorte te doen kry. En dis nou weens twee groot internasionale gebeure wat tans in die wêreld aangaan. So die eerste een weet ons natuurlik is die konflik tussen Iran en die VSA. So die onsekerheid oor scheepvaart deur die Straat van Hormuz, dit gaan nog steeds voort. En dan weet ons ook nou oor die naweek het daar nou weer het die onsekerheid ook nou weer 'n bietjie erger geword toe die oorlog tussen Iran en die VSA nou 'n bietjie weer verskerp het. So ons weet dat 2 Amerikaanse soldate dood is hierdie afgelope naweek en in reaksie het Iran toe 'n militêre aanval ook dis nou hierdie militêre aanval op die VSA in Jordanië en 2 soldate is toe dood en in reaksie het Amerika toe gevoel nee, ek gaan vir julle straf en hulle het ook toe intussen missiele en hommeltuie op die bondgenote afgevuur. So dan die tweede groot internasionale gebeurtenis of wat nou die olieprys onder druk plaas is natuurlik Rusland. Nou hulle het nou onlangs 'n verbod op die uitvoer van hulle olie geplaas en dis ook weens weer 'n aanval deur die Oekraïense hommeltuie op Rusland se oliereserwes. So hulle wil nou maar eers net hulle reserwes of hulle olie terughou vir hulle eie mark en hulle het toegesê dat hulle voorsien dat hierdie verbod tot 31 Julie kan duur. Nou so hierdie twee is nou 'n dubbele swaard op Suid-Afrika in terme van die diesel. Onthou ons voer meeste van ons diesel in, as die meerderheid voer ons in. So nou hierdie twee groot gebeurtenisse gaan nou natuurlik natuurlik gaan die dieselpryse nou in Augustus opskiet en ons staar ook moontlike tekorte in die gesig. Natuurlijk is ons deel van ons BRICS-vennote, as Rusland dan nou besluit om minder uit te voer en Iran, wat ook 'n BRICS-land is, glad nie toegang het tot die kus nie, of hulle skepe nie kan vaar nie, dan gaan ons ook definitief probleme hê met verskaffing. Ek sien die minister Gwedi Mantashe, minister van die energie en sake en minerale hulpbronne, hy sê there is no shortage of petrol, oil and diesel in the country, it's just expensive. That is the function of the price. Hy sê, dis 'n goeie ding dat ons nog nie 'n dieseltekort het nie, maar dis omdat ons sê, volgens sy woorde, vriende is met Iran, dat ons nie 'n dieseltekort het op hierdie stadium. Nou as jy sê, dis alles op pad, dis te verwagte, mense gaan nie verras wees as dit wel gebeur nie. Ek weet nie hoe die minister se redenasie vermoë werk, dat ons okay is, omdat ons pelle is met Iran nie, want daar kom nie diesel nou, olie uit Iran uit nie. So, beide van ons BRICS-vennote is maar redelik useless vir ons op hierdie stadium. Ja, so na die minister nou sterk voel dat omdat hulle nou maatjies is van Suid-Afrika met die BRICS-vennootskap, het hy ook nou genoem dat ons het nog olie gekry wat van Iran afgekom het toe die oorlog begin het, maar op die oomblik is daar nou glad nie meer so baie diesel wat nou of olie wat op ons hawens aankom nie. So ek weet nou nie hoe sterk gaan ons vennootskap met hulle nou kan staan vir ons om nou aan olie te kry nie, want as Rusland besluit om nou hierdie verbod te verleng tot verder as 31 Julie, dan staar ons groot probleme in die gesig. Absoluut. Dan, die regering stel 'n waterprogram amptelik in werking in Hammanskraal. Uiteindelik. So ja, die regering het Saterdag op Mandela Dag die nasionale waterprogram amptelik van stapel gestuur. Dit is nou natuurlik om die land se ernstige waterkrisis en dan ook ons vervallende waterinfrastruktuur aan te pak. Nou hierdie program is nou van stapel gestuur en die president het dit ook toe bygewoon in noord van Pretoria, naby Hammanskraal en hulle sê die program is nou daarop gemik om die land se waterstelsel
waterstelsels te herstel en beter te bestuur en ook met 'n sterk fokus op die dringende opgradering van munisipale waterinfrastruktuur. So ons weet natuurlik reg oor die land, daar is gewoonlik waterkrisisse, baie van ons munisipaliteite is infrastruktuur is vervallend. Dit alles is net verwoes oor die afgelope jare omdat daar nie genoeg instandhouding was nie. Maar okay, so hierdie program is nou van stapel gestuur en hulle sê nou spesifiek in die Hammanskraal area of daai infrastruktuurprojek is daarop gemik om drinkbare water aan meer as 47,000 huishoudings te voorsien. En hulle het ook gelyktydig nou Saterdag toe hierdie projek nou in Pretoria, noord van Pretoria afskop, was daar nou gelyktydige bekendstellings. So daar was ook een in KwaZulu-Natal en ook in die Oos-Kaap. So is goed om te sien dat daar nou maar gelyktydig twee ander provinsies, wat ons ook weet veral die Oos-Kaap, gaan gebuk onder waterkrisisse. So is goed om te sien dat twee van die ander provinsies wat dit baie nodig het, het die program ook nou al begin. Ons sien nou maar hoe vinnig gaan hulle dit uitrol reg oor die land. Ja, dit is verseker 'n bietjie goeie nuus, terwyl ons so 'n bietjie sukkel met die waterinfrastruktuur. Palesa, dan moet ons gesels oor De Beers wat hulle myne toemaak. Ja, so De Beers is natuurlik 'n diamantreus en hulle het nou onlangs aangekondig dat hulle produksie by die Venetia diamantmyn in Limpopo gaan staak of gaan opskort vir 2 jaar. Nou Venetia is die grootste diamantmyn in Suid-Afrika en hulle sê nou maar net hierdie stap moes nou gedoen was of dit volg nou nadat die wêreldwye diamantbedryf swaar getref is. Nou een van die redes is natuurlik die vraag na diamante, of laboratorium gekweekte diamante en dan is een van die groot redes en dan is een van die ander redes spesifiek nou met die Venetia diamantmyn in Suid-Afrika is dat die myn die afgelope jaar of so 4 jaar, die afgelope 4 jaar het hulle nou van 'n oopgroef na ondergrondse bedryf omgeskakel. Nou dis belangrik om te weet dat as jy nou ondergrondse mynbou kan aanpak, dan is dit 'n bietjie duurder en ook baie meer ingewikkeld. So hulle het ook baie geld bestee nou aan hierdie myn om natuurlik die myn se lewe te verleng. En nou met dit natuurlik is dit nou ekonomies was dit nie so goed vir hulle nie. En dan kyk jy nou ook na die druk op die diamantbedryf wêreldwyd met die vraag na laboratorium gekweekte diamante. Absoluut. Venetia myn is ook 'n myn wat as 'n reël kleiner diamante ontgin. So met die gevolg is die mark in kleiner diamante is redelik oorskadu deur die laboratorium diamantmark. So dat 'n 50% val in prys, sê hulle dit maak nogal 'n verskil vir enige ou wat 'n besigheid het as jou produk wat jy verkoop skielik in die mark met 50% in waarde val. Daar is ook ander diamantmyne in Suid-Afrika. Ek weet Petra Diamonds het onlangs gesê die Finch myn in die Noord-Kaap het hulle planne om dit op te skort en daar's ook planne om vir mindere bedrywighede by die Cullinan myn hier net buitekant Pretoria in Gauteng ook toe te pas. Ons hou maar duim vas want op die einde kom dit neer op hoeveel mense wel daar werk en hoeveel gesinne afhanklik is van daardie inkomste vir brood en kos en skoolgeld. Ons almal dink aan hulle. Dit is reg. Maar dan moet ons praat oor 2 mans wat Suid-Afrika 50,000 werksgeleenthede gekos het. Ja, so die Suid-Afrikaanse mynbedryf soos ons weet, het die afgelope 2 dekades so wat omtrent 47,000 direkte werksgeleenthede verloor en sommige ramings dui daarop dat die totale verlies insluitend direkte werk tot 500,000 kan wees. Nou dis verskriklik om te dink aan daai getal, hoeveel huishoudings is dit nie? 500,000, so dis natuurlik 500,000 huishoudings en nou volgens die Instituut van Rasseverhoudinge of die IRR is die bedryf nou al jare onder druk weens beleidsonsekerheid, stadige reguleringsprosesse en dan ook swak dienslewering en dalende beleggings. So natuurlik gaan die dalende beleggings en swak dienslewering voel ek hand in hand, want mense gaan nie kom van die buiteland af om te kom belê in Suid-Afrika om minerale te ontgin as daar nie goeie dienslewering is en dis nog maar net een van die aspekte en natuurlik dan ook reguleringsprosesse wat altyd lank vat en dan ook 'n beleidsonsekerheid in die bedryf.
skryf. Nou die IRR sê al hoe minder mynboumaatskappye het op die JSE genoteer. So as jy nou kyk na 1994 was daar 118 mynboumaatskappye genoteer op die JSE en teen die einde van 2025 was daar net 39 wat toe genoteer was nog op die beurs. Nou nog 'n kommerwekkende tendens is dat maatskappye al hoe minder in nuwe mynbouontginning soos ek nou genoem het in Suid-Afrika belê. Nou natuurlik nodig ons daai nuwe eksplorasie, want dit is nou nuwe belegging in die land. Nou hulle sê ook dat belegging in eksplorasie het van 6.3 miljard in 2006 tot net 700 miljoen in 2025 gedaal. Nou dit beteken natuurlik dat maatskappye soek al hoe minder na nuwe minerale in Suid-Afrika of na minerale bronne. Palesa, maar hulle sê nie dis omdat daar minder minerale is nie, dis net minder geleenthede wat die maatskappye aangryp. Dis reg. So hulle sê ons het natuurlik nog verskriklik baie minerale veral in die platinum mynbou metaalgroepe. Nou hulle sê maar net dit is nog maar net omdat daar nou nie maatskappye is wat meer belangstel om te kom ontgin nie. So ons het nog deposito's wat genoeg is, maar veral mangaan en dan jou platinum en dan kromiet ook. So ja, die uitdaging is nou net dat beleggings, ons sukkel nou 'n bietjie om beleggings te lok na Suid-Afrika toe. Dan gaan ons oorskuif na belastingseisoen en SARS waarsku mense. Okay, soos ons weet, is die 2026 belastingsseisoen nou tans aan die gang. Nou maar daar is iets wat baie belastingbetalers miskyk. Nou, dit gaan net oor jou IRP5 of jou ander belastingdokumente wat jy nou moet bymekaar kry nie. Maar dit gaan nou oor om seker te maak wie is in beheer van jou profiel. So ons weet hierdie e-filing profiel, natuurlik as jy as die belastingbetaler is dit belangrik vir jou om te kan jou in beheer te wees van jou profiel. Nou baie mense laat natuurlik dat rekenmeesters of belastingpraktisyns die profiel vir hulle opstel. En dit werk gewoonlik goed totdat daar nou 'n probleem is en dan besef jy dat jy het self nou nie toegang tot jou profiel nie. Nou as jy nie toegang het nie, dan kan jy dalk jou belastingopgawe nou indien en op SARS se versoeke dan kan jy glad nou nie eens op SARS se versoeke reageer betyds nie of 'n belasting terugbetaling kan jy ook seker nou nie ontvang nie want jy het nou nie self toegang tot hierdie profiel nie. En as jy ook nou nie self toegang het nie, kan dit ook probleme vir jou veroorsaak, soos boetes wat jy seker nou maar moet betaal van jy reageer nou nie betyds nie. Vooral as 'n mens 'n rekenmeester gebruik, maak maar seker dat jy ook toegang het en die detail het tot jou rekening en nie dat jou rekenmeester alleen toegang het nie. Mens weet nooit wanneer jy dit self nodig het nie. Dan Presies, ja. Na 'n paar bestralingsinsidente oënskynlik in die Wes-Kaap by Kuiberg, sê president Ramaphosa, ontspan manne, alles is oukei, niemand gaan siek word nie. Ja, so die minister van energie en elektrisiteit, Ramaphosa, hulle het gister en dan 'n media-konferensie gehad in die Wes-Kaap. Nou dit is omdat daar nou die afgelope 3 weke 4 voorvalle by Afrika se enigste kernkragsentrale Kuiberg in die Wes-Kaap plaasgevind het. Wat gebeur het is daar was werkers tydens hulle so roetine instandhouding aan die eenheid 2 van Kuiberg, was daar werkers wat aan lae vlakke van radioaktiewe besoedeling blootgestel is. Nou die voorvalle het alles binne 3 weke plaasgevind en dan die oorsaak was nou 'n groot fout by die nie 'n groot fout nou self by die kernkragstasie nie, maar 'n meer meganiese en 'n tegniese probleem wat nou ontstaan het met al 4 hierdie voorvalle. So hulle sê die probleme was maar net met die toerusting wat tydens die instandhoudingswerk in die reaktorgebou gebruik is. Nou ja, hulle sê 30 Junie het daar 'n werker 'n elektroniese stralingsmeter. Nou hierdie meter meet nou hoeveel straling of radioaktiwiteit nou ontvang word deur die werkers, so dit het toe afgegaan en hulle sê hulle toe onmiddellik
werk gestaak en hulle toe opvolgtoets ook gedoen. 2 Julie was die tweede voorval en hulle sê met hierdie voorval het 'n kragdraad van 'n tydelike ventilasietoestel uitgebrand. Maar hulle sê al hierdie goed is nou nie so ernstig nie, want gelukkig het geen van hierdie besoedeling buite die reaktorgebou uitgelek nie en dit is ook nie bekommerend vir die publiek daar buite nie. Nou 7 Julie was soortgelyk aan die 2 Julie se voorval en dan was daar ook die 4de voorval was op 16 Julie. Ek weet nie of ons bekommerd moet wees oor die feit dat daar 4 voorvalle so vinnig, jy weet in 'n kort tydjie gebeur het nie. Mense hoop dan nou maar al die, ek weet nie, nodige reëlings is verskerp dan, Palesa? Ja, so hulle sê ten spyte van hierdie voorval nou gister met die media-konferensie. So dit was natuurlik bygewoon deur die minister Ramakgopa en dan ook Eskom se voorsitter Mteto Nyati. En nou hulle almal stem saam dat daar was geen gevare vir die publiek en die omgewing nie. En hulle sê hulle se maatreëls en veiligheidsmaatreëls veral is goed in plek en mense hoef nie te worry oor enige radioaktiewe materiaal wat nou uitgelek het nie. Nou maar ek is 'n bietjie kommerwekkend om nou te sien dat 4 voorvalle in so 'n kort tydperk nou gebeur het, maar en ek dink net is maar goed dat hulle nou gister hierdie media-konferensie gehad het om nou maar net die publiek te rus te stel. Maar ons sien maar nou, ons hoop nou maar dat wat hulle nou vir ons sê dat die veiligheidsmaatreëls is goed in plek. Ons hoop nou maar dit is soos wat hulle sê. Ons glo en vertrou dit is. Palesa, dis almal vir ons tyd. Baie dankie vir die saamgesels. Jy moet 'n heerlike week hê. Dankie selfe vir julle. Dit is Palesa Mklala met jou nuus en jou koerante vanoggend. Bly geskakel net hierna gesels ons oor wiskunde. Aluma Capital, altyd aan die groei.